Hallo en welkom by vandag se podcast. En soos julle weer eens kan sien, gesels ons met Ilonka en ons gaan aan met ons topic oor kleuters en ons het laas keer gesels oor ons kleuters se emosies en hoe hanteer ek dit wanneer ek buite beheer voel en hoe hanteer ek my emosies en my kinders se emosies. Maar die realiteit is wanneer goed buite beheer is en ons het laas gepraat oor consequences, moet ons iets doen daaromtrent. So nie alles is stout nie, maar soms is daar stoutigheid wat inkom, whether we like it or not. So, hoe val dit in met dit wat ons vandag oor gaan gesels? Wat is vandag se topic of se hoogtepunt? Ek wil vandag graag bietjie gesels oor ouerskap metodes. Daar is, glo dit of nie, daar's verskillende maniere van ouerskap. Okay. Yes. En dan dissipline, maar ek gaan nie vir jou sê hoe moet jy dissiplineer nie, ek gaan vir jou die inligting gee en jy kan self besluit, want ja, ek het vorige keer gesê, almal sien dissipline anderste. Jy weet, jy dink dit is, hierdie manier van doen is reg en ek dink dit is nie reg nie. So dit is baie moeilik, ek glo dit is 'n ding wat elke ouer self by die Here moet hoor. Moet uitvind wat is die? Ja. Ja, so ek het vir die Here gevra die aand voordat my seentjie gebore is, het ek vir die Here gevra, help my. Hierdie kindjie gee ek vir u, help my. Ja. En ek kan onthou baie keer toe hy 'n babatjie was, veral in daai newborn fase, as ek nie weet wat om te doen nie, dan hardloop ek kamer toe en ek gaan sê, Here, help. Ja. En dan raak ek kalm. En dan begin ek veral wanneer hy siek is, nee. Dan raak ek ook kalm en dan begin ek dink, okay, jy kan hierdie medikasie probeer of jy kan dit probeer of jy kan dit probeer, nee. Okay. So dit is belangrik dat ons by die Here moet hoor. Punt nommer 1. Dis die beginpunt, ja. En ek is baie nuuskierig oor hierdie verskillende ouerskappe. So wat is ouerskap? So ouerskap is, ons praat nie net van jy's 'n ma of 'n pa nie. Nee, dit gaan ouerskap in sy kern is om kinders te leer. Hoe die lewe werk en wat om te doen. En wat om natuurlik nie te doen nie. Wat nie te doen nie. Ja. En ons moet weet dat dit wat ons vir hulle wys, modeling is baie belangrik. Ja. Omdat hulle nog nie heeltemal kan verstaan nie. Ja, so jy moet vir hulle wys. En dit het 'n baie groot invloed. Dit wat ons vir hulle wys het 'n baie groot invloed. Ek wil gou 'n storieetjie vertel so vinnig. My man het die manier partykeer as 'n net omdat hy jou wil terg. Nee, het hy 'n manier om te sê ek sal nie. Ja. Okay. Alles wat ek vir hom vra is ek sal nie. En ek onthou eendag het hy dit baie herhaal. En natuurlik het seentjie dit opgetel. En toe pappa vir hom vra, hy moet sy speelgoed optel, wat sê hy vir sy pappa? Ja, ek sal nie. Ek sal nie. Kry vir jou. Pappa het natuurlik nie gedink is baie snaaks. Ja. So mens moet onthou dit het die goeie goed en die slegte goed. Ja. Wat ons doen het 'n invloed. So as ons die dissipline dan wil toepas, kan dit nie net wees in wat ons vir hulle sê nie. Nee. Dit is in hoe ons, jy moet dit vir hulle wys. Wees jy en wys jy wat jy wil hê hulle moet. Ja. Dit is verskriklik belangrik. En natuurlik moet jy groot genoeg kan wees om jouself oor die vingers te tik. As jy, as jy sien hulle doen iets en jy weet. Ek het partykeer die manier, ek wil nog vra. Waar kom jy aan dit? En dan besef ek. Ek weet waar kom. Ek weet waar kry jy dit? Ek weet waar sien jy dit? Want ons moet onthou, kinders se gedrag is 'n direkte refleksie van wat in die huis gebeur. Ja. En hulle doen net wat hulle sien en wat hulle hoor. So, iewers moes hy dit gesien het, iewers moes hy dit gehoor het. Ons het 'n vorige keer het ons gesê, by die vorige podcast het ons gesê, vra die vraag. Hier is een van die vrae wat jy moet vra. Ja.
waar het hy dit gesien? Of waar het hy dit gehoor? Hoekom doen hy dit? Ja. Okay. So en dan ons ouers stel die grense. Kleuters se werk is om dit te toets. Om dit te toets, ja. Ouers is veronderstel om die grense te stel. Ja, is veronderstel om die grense te stel. Ja. Okay, so dissipline gaan nie oor om jou kleuter te forceer oor hoe om hulle te gedra nie, maar dit gaan meer oor om hulle die vaardighede te leer. Okay. So hoe leer hulle die vaardighede vir daai gesonde breinontwikkeling van hoe hanteer ek hierdie, ek het met die heel eerste podcast het ek gesê, het was die voorbeeld gebruik van die een of ander plek, die proses wat jy moes deurgaan en jy het gesukkel en jou opsomming van die situasie was, okay, as ek dit weer moet doen, gaan ek weer. Ja. Met kinders vat dit net baie lank, want hulle moet leer, ons moet dit repeat. Maar die principle bly dieselfde. Maar die principle bly dieselfde. Ja. Okay. En dan ek persoonlik voel gedrag wat 'n strafaksie verdien is enige iets wat onveilig is, nie beleefd is nie, onvriendelik en disrespekvol. So as ouer moet jy dan daai vir jouself ook dan kan besluit wat is. Ja. Obviously ek dink van hulle, want sekere goed is whether we like it or not is vir sekere ouers nie belangrik nie. Ja. Soos obviously safety hopelik is safety vir elke liewe ouer belangrik. So dit is 'n given. Iets wat jou veiligheid dreig is strafbaar. Ja. Maar die realiteit is wat is die ander, ek dink was jou derde een, karakter of disrespekvol, onvriendelik. Onvriendelikheid is nie noodwendig vir elke ouer belangrik nie. Ja. So elke ouer gaan dit nie straf nie, so dan as ouer om dan vir jouself, maar ergens moet jy dit besluit het. Ja, anders dan gaan jy vir alles dalk straf en vir hierdie straf en dan nie volgende keer nie. Ja. Ja, iewerste moet hulle leer byvoorbeeld om te groet. Dit maak nie saak hoe jy groet nie. 'n high five, 'n handskud of veral by ons kleuters het ek agtergekom is 'n glimlag is 'n groet. Maar ons moet acknowledge. Ja, dit gaan die persoon se teenwoordigheid moet ons acknowledge. Ja. En dit kom in by onvriendelikheid. Jy hoor wat ek sê, jy moet ten minste net erken dat daai persoon hier so is. So al smile jy net, moenie onvriendelik wees nie. So dit is natuurlik ietsie wat jy vir hom gaan leer. Jy gaan hom nie noodwendig straf daaroor nie, maar jy gaan dit aanspreek, né? Yes. Okay. Hier is ons 'n ander belang. Vra maar, ek gaan net gou hierso soek. Maar dis nou dalk nie in jou notas nie, maar wat is straf? Of is dit een van daai goed wat jy gesê het, jy gaan nie sê hoe om? Is daar maniere om te straf? Of is straf een van daai goed wat jy self moet uitvind by die Here? Ek dink elke ouer moet vir homself besluit, maar ek gaan nou terugkom daarna toe. Het ek bietjie vooruit. Maak nie saak nie. Okay, en dan die ander ding is dissipline gaan ons natuurlik oor. So dit gaan in die eerste plek nie net hoe om 'n kind te forceer nie. Ons gaan by die ouerskapmetodes gaan ons van daai enetjie praat. En ook natuurlik om nie, jy weet, die willetjie te breek nie. Ons ouer geslagte het gesê ek hou nie van die uitdrukking nie, buig die boompie. Terwyl hy, Yes, ek verstaan dit, maar ek hou nie van dit nie. En want ons moet onthou, ons temperamente, ons het ons karakters en die Here het daai kind so geskep vir 'n spesifieke doel op die aarde. Jy moet dit nurture en jy moet hom guide. 100% sin, in 'n positiewe. En wie hy of sy klaar geskep is. Geskep is om te wees. So jy moet hom nie dwing om iemand anders te wees nie. So dit is vir my baie belangrik. En dan dissipline gaan natuurlik oor om verantwoordelikheid te vat deur middel van nagevolge. En daai nagevolge, soos ons gesê het, kan enigiets wees, maar daar moet iets wees. Ons moet verantwoordelikheid vat, want dit is goddelike orde. Ons moet verantwoordelikheid vat. Daar kan nie niks wees nie. Daar kan nie niks wees nie. Nee. Ons kan nie net wegkom met dit nie. So sal jy sê dis die kern van dissipline dan is there must be something. As jy dit
as jy dit kan opsom. Ja, Okay. ja, al spreek ons dit net aan, maar Ja. daar moet iets wees. Ja. Al leer ek net my kind in daai kalmte. Ja. Ons moet onthou, ons moet nie dit doen wanneer ons buite onsself Ja. is nie, of die kind buite homself is nie. So wanneer ons kalm is, moet ons dit aanspreek. Dit help nie, jy doen dit in die oomblik nie, Ja. want dit gaan so. In en uit. Ja. In en uit, In en nee. uit, soos ons geleer het. Ja, so ek sal sê voor 5 jaar, voor 5-jarige ouderdom, help jy hulle die nagevolg, die konsekwens is, hoe gaan ons hierdie probleem oplos? En dan gee jy vir hom 'n keuse in 'n boundary. Jy kan nie, ek verstaan jy wil hierdie toy hê, maar jy kan nie dit vat nie, want daai maatjie is besig om daarmee te speel. So dit is 'n boundary. So wat gaan ons doen? Kan ons so lank inkleer of kan ons so lank die blokkies bou? En dan natuurlik as dit by die maatjie gevat het en die maatjie is ongelukkig, moet ons, dis belangrik om te weet, jy force nie 'n apology nie. So jy force nie ek is jammer nie. Ja. Want jy wil nie jou kleintjie leer om te lieg nie. Want hy voel dalk nie jammer nie. Ja. Maar jy dwing hom nou om jammer te sê. So leer hom eerder om dit te fix. Wat gaan ons doen? Problem solve. Wat gaan ons doen om die maatjie beter te laat voel? Gaan jy dit, gee dit vir hom terug en dan nooi hom om saam met jou te kom inkleer of wat ook al. So ons, dis 'n konsekwens. Ja. Dit is ek moet dit regmaak. Ja. Nee? Ja. Okay. En dan oor die ekskuus, dit is van 5 jaar af. Voor 5 gee ons net 'n keuse en 'n alternatief. Okay, so byvoorbeeld, jy wil nou jy gee nou vir hom 'n ander keuse of iets anders om te doen, of die boundary is jy kan nie nou die ding vat nie. Dit bly maar eintlik dieselfde prinsip, nie? Ja. So sê nou maar my kind wil daar by die plug gaan speel. So dis nie net vat my kind weg van die plug af nie. Dis vat my kind weg van die plug af en vat hom om blokkies te speel. Ja. Is dit dan die? Ja, gee vir hom 'n alternatief, iets anders om te doen, redirect hom. Nee. Okay, so voor 5 jaar gee ons 'n keuse van iets anders. En ons gee vir hom 'n keuse, hoe gaan hy die maatjie laat beter voel. Ja. As ons groter, as hulle oor 5 jaar is, dan moet hy kan problem solve. Hy moet vir jou kan sê wat gaan ons doen. So onder 5 sê ons vir hom wat kan hy doen, en bo 5 moet hy kan die self oplossing kry, en jy guide hom natuurlik in dit in. Ja. Nee. Okay. Ons moet onthou, ons moet nooit kinders se gedrag persoonlik opneem nie. Jou kleuter se gedrag is nie 'n refleksie van jou ouerskap nie. Of noodwendig van hulle as kind altyd nie. Ja. Ek het alself agtergekom, wanneer jy nou tussen 'n klomp mense is en jou kind doen nou iets wat ongewens is, jou eerste gedagte is, wat gaan almal van my dink? Ja. En hulle weet, man. Dis kinders. Hulle weet. As jou kleintjie in die kerk raas terwyl die pastoor op die kern van sy boodskap is, hulle weet. Hulle kleintjie het ook geraas. Ja. Hulle weet, maar jy voel selfbewus en jy voel jy moet nou hierdie ding, moet jy nou beheer. En dit is eintlik nie noodwendig so nie. Ja. 'n Mens het baie meer begrip as wat 'n mens dink. Ja. Okay, weer eens, alle gedrag is kommunikasie. Ja. Nee? Die hitting, die kicking, die goeters rondgooi, die byt, die skree, dit is alles, jy moet net kan bepaal hoekom gebeur dit. Hoekom gebeur dit, nee. Ja. En dan moet 'n mens So dis hoe hulle communicate. Hulle communicate deur wat hulle doen. Ja, en dan natuurlik, huil is ook kommunikasie. Ek hou glad nie daarvan
as iemand vir 'n kleintjie vra wat ontsteld is, hoekom huil jy nie? Dis nie 'n rede om te huil nie. Ek hou niks daarvan nie, want dit is kommunikasie. Dis hoe hulle communicate, ja. Yes. Okay, so en daai hitting en kicking en goeters is alles normaal. Tussen die ouderdom van 1 en 4. Okay. Ja, dit so is heeltemal wees gerus, iets normal. Ja. En dit is partykeer is dit eintlik net van hulle kant af bits om te connect met jou. Ja. Hulle soek dalk net ek het gepraat van die smashing en die crashing hier teen pappa, hy soek net koneksie, né? Iets, ja. Ja. En dan natuurlik is dit partykeer net om boundaries te toets. Jy het dit nou gesê en hulle kyk eintlik of jy konsekwent is. Ja. Hulle kyk of jy consistent is. Of daar iets gaan gebeur. En dit is baie belangrik. Jy kan nie permissief wees nie. Jy kan nie die een oomblik dit toelaat en die volgende oomblik nie. Verstaan jy? Jy kan nie vandag die kleintjie leer om op die bed te spring en môre wil hy kwaad raak as hy dit doen. Ja, want hulle is besig om te leer. Ja. So hoe gaan hulle leer as hoe gaan hy weet wat is en 'n mens wil nie hê jou kind moet voel hy loop op eiers in die huis. So ou moet konsekwent wees sodat hulle kan weet wat om te verwag. Nee. Okay. En ou moet onthou oefening. Vandag kry jy dit nie reg nie. Môre probeer ons weer. Ja. Môre probeer ons weer want op die einde van die dag maak practice progress. Not perfect nie. Nie perfection nie. Nee, dit maak vordering. So ons oefen om vordering en dit is die ding met kleintjies, dit word herhaal en ons moet dit herhaal en herhaal totdat dit vas. So dis nie net practice vir ons nie, maar practice vir hulle ook. Ja, om te leer. Ek kan, want soos ons in die heel eerste podcast gesê het, hulle moet kan weet hoe ver hulle iets kan vat. Ja. En soos jy sê, as hulle on eggshells walk heel dag, sal hulle nooit dit inhibit hulle eintlik om risks te take later in die lewe. Ja. Want hulle het nooit geleer hoe ver hulle mag. Hoe ver hulle ding kan vat nie, ja. Hoe ver is veilig nie. Okay. Ek net gou hierso vandag. Ja, ek het gepraat oor dit. Okay, kom ons gaan vol. Okay, so ja, ek het gesê jou kleintjies se behavior reflect nie jou ouerskap nie. Ja. Maar om jou kind die heeltyd so te beheer en net hierso te hou is ook nie wat dissipline is nie. Ja. Dis controlling. Ja, dit is controlling, dit is Dis dissipline is skills development. So ek moet hom leer deur middel van consequences of dan nou soos wat ons nou gesê het ons kleiner kleintjies om die maniere hoe hulle daai verantwoordelikheid moet vat. Okay. So ouerskap is 'n verhouding. Dit is nie om 'n kind te mold nie. Ja. Of te control. Ja, of te control nie. Die molding het God reeds gedoen. Ja. Dis en ek dink baie van die ouer generasie het hierdie militaristiese idee van ouerskap. Ja. Dat jy gaan you go to the military om iets of iemand te wees. So ek is 'n ouer om jou iemand te maak. Ja. En dit is dit eintlik het God hom klaar iemand gemaak. Ja. Jy moet jy nurture en jy moet hom guide. Ja. Ja, okay. So kom ons kyk gou vinnig na ouerskapmetodes. So dis nou waar ons inkom by die verskillende ouerskap. Okay. Ja. So research conducted over the past 70 years has shown parents are the most important aspect when it comes to childhood cognitive and emotional development, education outcomes and occupational success. So hoe ons kinders opvoed. Vat hulle hele lewe saam met hulle, nie? Okay, so daar's vier parenting styles. Okay. Dit gaan nou baie oorgaan in Engels. Die beste ene is authoritative parenting. Dit is 'n goeie balans tussen reël struktuur en dan nou ons verwagtinge. Okay. En aan die ander kant in ewewig met hom warmte en responsiveness. So wanneer ons respond, ons react nie. Ja. Nee. Okay, yes, wat ons laas keer gedoen, die laaste podcast. So dit is 'n verskriklik baie werk en
en 'n balancing act tussen daai struktuur en die warmte. Ja. Want dissipline is mos nou, jy moet 'n struktuur hê en jy moet 'n struktuur hê wat konsekwent is. Want dit is hoe kinders thrive. Hulle moet weet wat om te verwag. Nee. Okay, so kom ons kyk gou-gou. As jy permissive is, die eerste enetjie is permissive. So dit is ouers, dis warm en responsive. Hulle het min reëls. Is baie lenient. Dis daai best friend parenting. Best friend parenting. Dis die volgende ding wat ek gaan sê. Okay, die outcome daarvan, nee, is impulsive behavior. Egocentric. Poor social skills. En problematic relationships. So dit is die outcome van wanneer ek permissive is. Ja. Okay. Neglectful is koue nie reëls, jy's unresponsive, jy is nie betrokke nie, jy's onbetrokke, ja. Die tipies wat jy sien in die op die TV van 'n ou ma of 'n pa wat hierdie besigheidmens is wat heeltyd op die foon is en heeltyd besig is met kliënte of iets. Dis dan daai. Ja, die arme kind wat hierdie connection soek en dit nie kry nie. Ja. Okay, so die uitwerking daarvan gaan impulsive behavior wees. Dit gaan dalk heel moontlik drank en alcohol use wees. Want daai aandag. En hierdie kinders het 'n hoër risiko om selfmoord te pleeg. Ja. Okay. Dan kyk ons na ons authoritarian. Authoritarian is wat die meeste van ons ken. Ja. Is ek is die baas en jy moet maak soos ek sê. Ja. Dit is daai eiergesin. Ja. Nee, okay. So die militaristiese. Ja, dit is baie unresponsive en daar's 'n lack van emotional warmte. Dis verskriklike streng reëls, high expectations. En die uitwerking daarvan is hulle het gewoonlik 'n laer akademiese performance, nee, laer selfbeeld en want hulle het nie die freedom om self te wees nie. Ja, en hulle het 'n baie swakker social skills. Dis gewoonlik mense wat mental illness ontwikkel, drug en alcohol use. So jy sal met my saamstem dat nie een van hierdie 3 klink ideal nie. Nee. Okay, so ons autoriteite wat ek gesê het is die balans tussen die reëls en die struktuur en dan nou jou expectations en dan die warmth en responsiveness. Okay. So dit is ouers wat responsive is. Hulle is warm, hulle het ook high expectations, maar hulle het clear rules. Hulle is ondersteunend en hulle value independence. Ons probeer ons kind independence leer. Want 'n ouer wat die hele tyd vir 'n kind voorskryf, het later in sy lewe 'n probleem om self keuses te maak. Want jou ouers het die hele tyd verantwoordelikheid gevat vir jou. Ja, maak sin. Maak sin, né? Okay, so die outcome van die authoritative is hulle het hoër akademiese performance, hulle het 'n beter selfbeeld, 'n beter social skills, hulle het minder kans om mental illness te ontwikkel. Ja, so dit klink beter. Dit klink ja. Dit klink na iets van wanneer mense wil dan streef. So dit is ouerskap wat dan nou cooperation foster. Daar is 'n gesonde attachment en koneksie tussen ouer en kind. Ons leer ons kinders om self besluite te maak. Om te groei in hulle obedience. En ons werk nie net op punishment alleenig. Ja. Ons leer hulle, ons leer hulle eerder 'n les as wat ons net punishment gebruik. So hoe help ek? So as ek is nou 'n ouer, wat is
is daar iets wat ek kan doen of hoe beweeg ek van as ek agtergekom het dalk ek is in hierdie rigting of ek is authoritarian, nie authoritative nie, of ek is dalk van die ander. Hoe is daar iets wat ek kan doen om die dissipline in 'n positiewe manier te doen? Kan ek beweeg van die een na die ander? Is dit moet ek net weet waar ek is en dan streef na die ander een? Is daar iets wat ek kan? Ja, jy kan definitief 'n mens kan definitief deur middel van net bietjie meer selfondersoek, jy weet, bietjie gaan doen selfondersoek by jouself en gaan lees bietjie op. Ja. Oor hoe om beter maniere te kry, sodat ons nie daai skade aan ons kinders doen nie. So ek dink belangrik is dan om te weet dat hierdie is nie die ideale manier om dit te doen nie. Daar is 'n ideal way of parenting. Daar is definitief en die ideal sal wees boundaries, limits en rules. Ja. Om daai goedjies reg te kry. Boundaries is wat verwag ek. Okay, ja. Nee, die reëls is hoe verwag ek dit. En die rules is wat gebeur. So sê jy dit boundaries is wat verwag ek? Wat verwag ek? Hoe moet ander by my persoonlike preferences uitkom? Okay, ja. Nee? En my values, hoe moet hulle my values respekteer? Ja, en dan limits, boundaries, limits is hoe prevent jy daai boundaries om overruled te word, nee? Okay. En dan so my boundary is as ek te laat gaan slaap, word ek die volgende dag in 'n mislike by wakker. So dis my boundary. My limit dan is ek moet 10 uur gaan slaap. Is dit dan 'n voorbeeld? Ja. Okay. Ja, jou boundary, jy moet genoeg slaap en jou limit sal wees, ja, ek moet net bietjie vroeër gaan slaap. Ja. En dan die rules? Ja, die rules is hoe impose jy, hoe enforce jy. So dis dan waar die consequences. Dis waar die consequences So ek het die voorbeeldjie van speelgoed wat opgetel moet word, nee? So jou boundary sal wees, daar moenie toys oral in die huis lê nie. Jou limit sal wees, die toys moet voor slapensyd opgetel wees. En jou rule sal wees, hoe maak ons dit weer aan die kant? Gaan ons dit voor bed, ons moet dit obviously die rule is, dit moet voor bed tyd opgetel word. Ja, is die limit, ja. Ja, die limit. So wanneer gaan ons dit optel? Gou voor ete of gou na ete? En dan is dit baie keer belangrik om vir ons kinders net 'n bietjie grasie te gee om te kies waar gaan hy dit bære. Okay. Byvoorbeeld nie in hierdie boks nie, maar hy wil dit dalk nou daar bære. So sy keuse of sy independence kom dan binne die limiet nog steeds. Ja. Maar jy gee vir hom ruimte om jy gee vir hom ruimte om 'n keuse te maak tussen twee opsies. Want dit is belangrik om hulle te leer om self besluite te maak. Want hy gaan later in sy lewe sukkel as jy die hele tyd vir hom voorsien. Dan hoe ons hierdie limits in plek kan sit, nee, is ons moet clear en spesifiek wees. Kleuters het baie inligting nodig. Ja. Nee? Jy moet regtig spesifiek wees om vir hom te sê, byvoorbeeld die een wat ons in die eerste podcast gebruik het, om net vir hom te sê moenie op die bank spring nie. Is nie clear en spesifiek genoeg nie. Ja. Nee? Okay. So, en dan moet ons respekvol wees en ons moet consistent wees. Ek dink dit is die 3 belangrikstes. Ja. Daai consistency is baie belangrik. Okay, en dan moet ons natuurlik dit deurvolg. Ja. Jy moet jou eie limit respekteer. Jy moet, ja. Want as jy dit nie doen, is jy permissive. En dit, dan weet die kinders nie waar staan met jou. Ja. Nee. Okay, so, ja, en dan shift net van reacting to responding, en
en separate daai emosies en die aksies van mekaar. Ja. Hoekom jou kind nou so reageer, ek praat nou van wanneer jy nou 'n limit in plek sit, jou kind het nou iets gedoen wat onaanvaarbaar is, so ons moet hulle emosie, hy was nou frustreerd en hy jou gegooi met iets. Ja. Ja, dis vanaf se ding waaraan ek kan dink. Want dit gebeur. Dit gebeur. Ja, so jy moet daai emosie en daai aksie van mekaar kan separate. Ja. Ja, dit maak. Ja, en dan natuurlik dat jou verwagtinge moenie te veel verwag nie. Ja. Want hulle gaan nie perfek wees nie. Veral van die kleuters, ja, moenie te veel verwag nie, maak seker dit wat jy van jou kind verwag is ontwikkelingsgepas en nie te veel. Ja. So ons het nou geleer daar's nie net een manier om dissipline toe te pas nie. Die belangrike is dat jy wel dissipline toepas. En dit gebeur binne hierdie konteks van boundaries, limits en rules. En rules wat. Ja. So as jy sou kon opsom om alles af te sluit en sê nou maar dit gebeur nie, maar sê nou maar iemand kyk nou net die einde van die video. Wat nie gebeur nie, want hoekom gaan hulle die einde kyk? Maar as hulle net hierdie gedeelte kyk, wat sal die een ding wees wat jy sal sê ouer as dit kom by dissipline XYZ, wat sal as daar so iets wat jy sal sê as dit kom by dissipline is hierdie die crucial ding wat jy moet weet? Of is dat te veel? Daar's baie, maar die crucial ding wat jy moet weet as dit kom by dissipline is dit wat jy doen, gaan jou kind ook doen. En wees consistent. Ja. Dit is vir my die belangrikste dinge. Want ons kan nie vandag toelaat dat hulle 'n ding doen en môre dan iets anders. Wil jy hom straf oor dit nie. So dit is as dit by dissipline kom is daai vir my die belangrikste dinge. Watch yourself. Kyk wat jy doen. Ja. Dit is eintlik my top ding. Dis baie dankie Ilonka, jy het baie eenvoudig vir ons gemaak. Nie noodwendig maklik nie, maar jy het baie eenvoudig gemaak en soos ons elke keer sê, daar is soveel meer, maar mense kan ook net soveel sê. Ja, ons kan vir weke aangaan. Maar ek hoop regtig jy het iets geleer en iets gevat van hierdie 3 podcasts wat jy self kan toepas en wat jou help met jou kind as kleuter. So baie dankie Ilonka vir die inligting en die insig wat vir ons hoop gee. Dit was lekker, dankie vir geleentheid. Dankie. En soos altyd, as jy meer wil weet, klik die subscribe button en die notification bell, dan sal jy genotify word van ons volgende video. Sien julle by ons volgende.